Politieke leiers soos die Gautengse premier Panyaza Lesufi en die minister van Sport, Kuns en Kultuur Gayton McKenzie het onlangs skerp uitgevaar teen die jaarlikse sportbyeenkoms genaamd Bokkieweek. Die naam Bokkieweek word sedert 2001 gebruik en die byeenkoms word gereël deur die organisasie Afrikaner Volkseie Sport. Afrikaner jeug neem tydens die week wat onlangs in Mokgopong in Limpopo plaasgevind het, deel aan rugby, hokkie en netbalwedstryde. Van die kritiek teen die byeenkoms sluit in beskuldigings dat dit 'n apartheids-era geleentheid is en 'n parlementêre komitee het die departement van basiese onderwys versoek om die byeenkoms te ondersoek. Twee lede van die Afrikaner Volkseie Sport, Benny Genis en Dominique Peter Stans, sluit by my aan om oor dit te praat. Saam met hulle is 'n stigterslid van die burgerlike beweging Beter Einders, Skalk van Heerden. Peter, ek wil by jou begin. Wie mag aan Bokkieweek deelneem? By Bokkieweek is ons besig om met 'n kultuurorganisasie vir ons Afrikaner jong mense Afrikaner waardes te leef. In kort kom dit daarop neer dat dit wat ons doen op kultuurvlak, waar ons kultuur verstaan as alles vir die mens doen in opdrag van God. Van skoene maak tot opstelle skryf, tot wedenaars, tot rugby en netbal en hokkie speel, alles is deel van ons kultuur. En binne daardie kultuur van die Afrikaner wil ons graag Afrikaner jong mense opvoed, leer om beter Afrikaners te wees. Maar Afrikaner volkseie beteken dit noodwendig slegs wit mense, wit kinders? Ons praat glad nie van wit en swart nie, dis gewoonlik die ander mense wat dit praat. Ons gaan uit van die Bybelse standpunt van verskillende volkere en ook in die Verenigde Nasies is die volkere die belangrike saak waaroor dit gaan. Benny, het al in die verlede swart en bruin kinders aan die Bokkieweek sporttoernooi deelgeneem? Ons hou nou nie 'n geslagsregister of 'n toets van een of ander aard om te kyk hoe kwalifiseer jy nie. Ek het wel by my proewe al gehad, toe ek nog president van Verre Noord was, dat daar, en ek dink in 10 jaar se tyd, dink ek 2 gevalle was, en ek het met hulle gesprek gevoer en die begronding en die hoekom en die waaroms verduidelik, en ons het in baie groot vrede met mekaar daaroor saamgepraat. Is daar ongemaklikheid om te sê dat dit net vir wit kinders is? Nee, maar dis 'n terminologie wat vandag uit verband uitgeruk word. So ons bly weg daarvan, dis die maklikste manier en ons staan suiwer waarvoor ons staan. So as ons by die raskwessie kom, Suid-Afrika hou nie daarvan om daaroor te praat nie. Skalk, Benny sê dit word uit verband geruk. Wat is jou reaksie daarop? As ek nou 'n lys moes maak van 100,000 probleme in Suid-Afrika, dan het Boer Bokkieweek nie my lys gehaal nie. So ek kan nie help om te glimlag dat hierdie nou drama is nie. So dis die eerste ding wat ek wil sê, want leef en laat leef. En ons hoef nie saam te stem nie. Ek's by Beter Einders. Alles wat ons doen is om wit en swart saam te kry en ons sê sommer so nog wit en swart ook. So ons kan verskillende goed doen en nog steeds plek hê vir mekaar. So hierdie hou my nie wakker in die aande nie en dit is vir my so 'n bietjie snaaks dat dit nou die nuus haal. Pieter, wat het jy gemaak van die debat, die gesprekke en so aan wat vanaand vooraf gegaan het? Dit is nogals druk in die media bespreek. Baie druk in die media, sosiale media. Ons sê so sportonderwys, ons het nie die geld om daardie advertensiewaarde self te koop nie. Ons is baie opgewonde oor 'n baie wye spektrum van die Afrikaner volk. Is die Afrikaners agter Bokkieweek ingeval. In die geval van sport spesifiek, word dit as 'n kulturele aspek dan nou toegeëien, soos wat dit miskien nie op ander vlakke in die samelewing doen nie? Ons gebruik sport inteendeel om juis die Afrikaner kind die kultuur te leer van hoe om 'n goeie Afrikaner te wees. Hoe lewe Afrikaner saam met ander volke in hierdie land? Ek wens ons het tyd gehad, ek kon vir jou graag 'n videoklip of 'n voice clip as ek kan sê, stuur van 'n anders volkige busbestuurder wat my kinders gery het van Katoo af tot in Naboomspruit en hoe hy waardering uitspreek vir daardie kinders se gedrag teenoor hom. So ons leer hulle om lief te wees vir jou eie, maar om niemand anders te benadeel nie. Benny, wil ek amper sê die bestaansrede vir Bokkieweek. Julle eerste toernooi in 1991 gehad. 92. Is die redes waarom julle dit begin het daai tyd nog vandag in Suid-Afrika teenwoordig? Ek dink meer so. In 92 het om Donald die gedagte gehad, die versientheid gehad, dat daar geleenthede geskep moet word. Ek praat in 'n korreksie oor wanneer die kwotastelsel ingekom het en in my beste wete is dit later in die 90er jare, 97, 98 dalk.
En het dit toe, vandag praat mense baie meer oor die kwotas en ons is dan nou daar om dit te ondervang. En dit was nie die bestaansrede nie, maar toe die kwotas bykom, toe dit soveel meer die bestaansrede geword. En ek dink die punt oor Bokkieweek is, jy hoef nie 100% met alles van ons saam te stem nie, maar ons skep 'n geleentheid en kinders ontwikkel en sport ontwikkel en 'n kultuur ontwikkel en ons bied 'n beter kind aan die ander kant daarvan. Ek dink dis waar die groot toekoms vir Bokkieweek lê. En dis die ondersteuning wat ons kry, selfs van dit in die media gebreek het, kry ons ondersteuning van kante wat ons dit nooit eers verwag het nie. Skalk die projekte wat julle het om verskillende rasse en kultuurgroepe bymekaar saam te bring. Is daar miskien iets wat jy voel verlore gaan wanneer mens net een ras het wat deelneem aan aktiwiteite of projekte? Ja, ek dink ons moet besef is 'n groot prentjie waar elkeen sy rol vervul. So julle is my broers en julle doen julle ding en ons doen ons ding. Wat wel belangrik is byvoorbeeld vir beter eindigers is ons sê, mense sê dit gaan nie oor rassie. Ons sê dit gaan oor rassie. Rassie Erasmus. En Rassie praat in sy mooi aksent en sê hy, I love it when we are intertwined. So ons spesifiek fokus om 'n goeie Afrikaners te wees, hoe ek my kinders grootmaak, nou wees om my Afrikaner kind te leer om te intertwine en nie aan die ander kant deel te wees en liefde en wie's almal my naaste, is dit net mense wat soos ek is of is dit ander, maar dit maak my nie minder van 'n Afrikaner nie. So daar's 'n plek hiervoor en dan is daar 'n plek om weier te gaan. En ek dink die manier hoe ons in die land praat partymal wil heeltyd opponeer. Maar as ek moet uitreik, sê maar na 'n township toe. Daai selfde gesindheid moet ek hê teenoor julle. En ek dink dis waar ons mekaar moet eerlik hou. Ek het vir jou 'n verrassing gebring vanaand, moet nou nie skrik nie. Maar net oor geregtigheid in die land het ek nee. Ek wil jou nou iets wys. Waar ons werk. Dis 'n ballon, nee. Kom ons sê maar vir die kykers, dis 'n ballon. Ja. Waar ons werk, het kinders nie eers geld om 'n bal te koop nie. En daar's iets van geregtigheid en goeie Afrikaners wees en ek is seker julle gaan met my saamstem wat wil sê waar kinders nie eens 'n bal kan skop nie en hierdie goed probeer opblaas en skop. Kyk, hierdie kan nou 'n ander probleem ook oplos, maar kom ons praat dan van die sokkerbal deel. Dis ons plig as Afrikaners om saam te staan, saam te werk en ook hierdie probleme aan te spreek want dit is ons 'n veilige, gesonde land maak. Maar daar's plek vir al die kante dink ek, leef en laat leef. Pieter, jy sê julle verwelkom die publisiteit en die terugvoer wat julle gekry het, maar dit lyk tog of daar ondersoek kom. Het van hierdie politici, organisasies al uitgereik na julle? In die eerste plek moet ek beklemtoon dat ons in 2012-13 met SA skole netbal en SA netbal met die Suid-Afrikaanse Rugbyraad met UWU en die mense gesprek gevoer. En sedertdien is alles rustig en kalm. Hulle verstaan ons. Intene daar's van hulle wat sê vir die kinders, jong, bly net besig met sport in die vakansie. Moenie gaan kwaad doen nie. Al gespeel die Bokkieweek. Mense wat in die verlede dit glad so gesê het nie. En daardie sê van die mense van gaan speel maar daar. Ek weet van die politici het nou gesê, hulle moet 'n ondersoek instel soos jy gesê het. In kort, Bokkieweek beweeg binne die grondwet van Suid-Afrika. Die reg van vrye assosiasie is gewaarborg in die grondwet. So as hulle Bokkieweek wil aanvat, dan sal hulle eers die grondwet moet verander. Want ons beweeg binne die grondwet. Penny, wat maak jy op die kritiek dat julle terughinker na die verlede, na 'n tyd waar die Springbokspan net wit was en waar daar nie kwotas was nie? Inteendeel, ek dink ons bring 'n kant tafel toe. As jy regtig die inbinding in die land wil hê, moet jy eers 'n selfrespek kry. En daar was ons deur 'n fase waar die Afrikaner bietjie homself gesoek het. Dalk is dit nog in 'n groot mate so. Maar op hierdie stadium dink ek is hy besig om homself te vind. En wanneer jy daardie selfrespek het, dan kan jy met ander volkere ook op daardie respek staat maak en met mekaar daaroor praat. So daar's nie 'n uitgangspunt van julle om vir die kinders wat aan Bokkieweek deelneem te sê, weet, hier is 'n baie veiliger plek as die res van Suid-Afrika nie. Dis nie 'n poging om die kinders te weerhou van integrasie of van dit wat vir hulle wag wanneer hulle in Suid-Afrika weer in beweging. Inteendeel, ons wil hulle toerus om die toekoms te ontmoet. Ek dink dis wat ons gedagte is. Die wêreld daar buite lyk soos hy lyk en hy gaan vir die afsienbare toekoms lyk soos hy lyk en ons moet kinders toerus om daardie toekoms te gaan ontmoet.
Skalk, as jy hierna luister en ons het nou gepraat oor rassie. Ek hoop jy het nog verrassings nie. Nee, ek is nou klaar met die ballonne. En jy kyk na 'n toetswedstryd oor die naweek. Jy kyk na die Springbokspan. Hoe vereenselwig jy dit met van die beeldmateriaal wat jy miskien van 'n Bokkieweek sal sien? Soos ek weer sê, ek het lang lyste van probleme en Bokkieweek is nie een daarvan nie. So ek gaan dit weer sê dat mense nie verkeerd verstaan nie. 'n Ding wat wel 'n interessante woordspel is waaraan ek dink, is ek sien nou julle mooi baadjies en dit lyk soos 'n springbok daar. En ek dink dit is wel iets interessant wat ons as Afrikaners met mekaar kan oor gesels, is wat beteken ons simbole? Want vir my is die springbok en die landsvlag een van die simbole wat die grootste op eenheid dui, veral omdat die bokke sukses het. So ek hoop nou nie die politici sê julle gebruik die bok se naam uitelik en dan vat hulle hom en dan moet die rugbyspelers nou ook Proteas raak nie. So ek dink ons het goodwill nodig teenoor mekaar, wit en swart in die land, selfs hierdie politici wat ons so kwaad maak. Ons moet op 'n manier saamwerk want ek wil nie hulle moet die Afrikaans uit die volkslied haal nie. Ek wil nie hulle moet die springbokke, moenie met springbokke kan speel nie. Nou waar die boere en ek terg nou en sê die boerbokkies daarbey inpas, weet ek nie. Maar ek dink ons moet net bekalm met mekaar praat en ek kom in verskriklik baie townships oor die land. So ek is seker die Afrikaner wat die meeste pap eet en tussen swart arme mense rondgaan en hulle gun ons nogal om ons ding te doen. Ek is in die NG Kerk. So ek kan nie Bokkieweek kritiseer terwyl ek in die NG Kerk is nie, want dit is hulle WhatsApp groep. So ons leef en laat leef en my ervaring van gewone Suid-Afrikaanse swart mense, do your thing en dan werk ons ook saam en dalk kan Bokkieweek nog vir my help met sokkerballe vir ons projekte op. Regte sokkerballe. Pieter, maar SARU en SA Netball het hulle distansieer van julle. Waarom? Ja, ek dink daar's 'n nuwe geslag wat nie die ou tyd besef wat gebeur het nie. As ek nou praat van die ou tyd, Bokkieweek is nou 35 jaar waarvan ek 32 jaar betrokke is. Ek dink die geskiedenis moet hulle net weer gaan naslaan. Dit is alles opgeteken, die gesprekke was daar, die onderneming teenoor mekaar. SA skole netbal sê byvoorbeeld in hulle grondwet, die kinders mag nie in 1 jaar aan 2 nasionale toernooie deelneem nie. So ons het hele met hulle. Die kinders, die dogters mag netbal by die All Ages toernooi speel, maar daardie jaar mag hulle nie Bokkieweek speel nie. En as hulle vanjaar sou Bokkieweek speel, sal hulle volgende jaar nie teen hulle diskrimineer omdat hulle verlede jaar Bokkieweek gespeel het nie. So daardie onderlinge ooreenkomste en ooreenkomste is daar en ons lewe in vrede met mekaar. Ek dink regtig daar's maar 'n nuwe geslag mense wat net weer moet die wette van die land mooi verstaan. Ben die gebruik van ou liedere en die gebruik van die ou provinsiale name, waarom doen julle dit nog? Die lied is eintlik 'n pragtige lied in die FAK opgeneem, so ek dink nie ons moet daaroor te veel wakker lê nie. En tydens die stigting in 92 was dit die ou sportpienaar provinsies nog ter sprake en daar's 'n indeling waar ons 'n redelike kombersdekking het wat daai provinsies soos daai gebiede dan aangedui het. En daar selfs van hulle die name wat daai tyd nie sportpienaar was nie, ek dink Hoëveld was nie as 'n voorbeeld 'n sportpienaar provinsie nie. En Griekwas was daai tyd en is nog steeds, so waar's die probleem? Ons kon dit enigiets genoem het. Dit kom uit die geskiedenis uit, is eintlik wonderlik, die geskiedenis mos ook iets om uit te leer. Ben jy het vroeër gepraat van die vooruitsig wat daar was destyds met die stigting Vrees vir Kwotas. Hoe voel dit vandag vir jou as jy die Springbokspan in aksie sien en jy sien hoe ons domineer met spelers van alle rasse wat op die veld is en dat ons die beste span in die wêreld is, jy soos wat Rassie miskien sê as gevolg van daai intertwinedheid, nee, hoe laat dit jou voel? Kom ek korrigeer net, die Bokkieweek is nie gestig op die idee dat daar rasse gaan wees nie, of raskwotas gaan wees nie. Daardie was dit nie ter sprake nie. Dis maar 'n toekomsvisie wat gehad was en dit het so uitgespeel dat dit vir ons daardie oplossings bied. Maar as die Springbokspan speel, kyk ek hulle met graagte. Inteendeel, ek kan ontleed hulle en ons kyk saam en ons raak opgewonde en ek praat nou weer dalk 'n jaar terug toe ek nog verre Noordse president was. My afrigters rig af oor ander spanne en oor en weer en mense wat in strukture se kinders speel by ons en oud Springbokke se kinders speel by ons en van die Springbokke kom deur die Bokkieweek sonder dat ons daar gaan harde kloof daaroor. Ek dink ons soek probleme wat nie daar is nie. Ek dink dis dalk net 'n verkiesingsjaar. Pieter, wat het die toekoms vir julle in?
Lourensa, kan ek vinnig by Benny aansluit net. Ons idee is maar baie van die Britse leeu's. Daar is die 4 tuisunies wat die Britse leeu's opmaak en elke Engelse, eers se maklik wat se inwoner nie, ondersteun die leeu's. So ondersteun ons die Springbokke. Maar ons het ook ons eie wat vir ons baie belangrik is. Wat die toekoms betref, is ons baie opgewonde. Daar is al meer geleenthede vir ons kinders. Daar is selfs van ons spelers wat gewerf word vir klubs in die buiteland, omdat hulle gehalte spelers is, wat dalk langs die pad ergens deur 'n sif geval het en wat nou 'n plek het waar hulle kan staan. Peter Skalk, Benny baie dankie vir die gesprek en dankie vir die verrassings.